Ja, Waterkloof behoort die gunsteling te wees. Nou tog sal dit 'n verrassing wees as die Kimberley span uitblink. Dit sal nie 'n verrassing wees nie, want net Kimberley diamante wat ons so kan skitter. Dion Koopman wat uitgehaal het, die Fories wat indra. Nou op fiet, lief. Weer Koopman. Onder druk is dit François de Boer wat hom kry die loskop. Weer die Fories wat omskil, die bal wat verloor word. Ons het dit ook gesien met die wedstryde wat vroeër vandag afgespeel het. Heel wat hanteringsfoute, Alex. Dit is soos die spanlys wat ons ontvang het vanoggend. Chelsiakos wat die rigting verander na die oorkant toe. Alexander Griesel, verlede jaar Noordval B-span gespeel. Pragtig deur die gaping kry die aansien na die buitekant toe. En Jacques Jansen van Rensburg wat al die pad sal omhardloop. En hy maak die rekening oop in hierdie kragmeting. Die linkervleuel Jacques Jansen van Rensburg. Hier op die plaas, boereplaas Affies, net oorkant Loftus Versveld. Stofies kyk om die 2 punte by te voeg. Die vlaggies wat opskiet. En Liam Skutte met daardie ekstra 2 punte byvoeg. 7-0 dan vir Hoërskool Waterkloof. Ja, Jacques Jansen van Rensburg wat nog so 'n bietjie werk gehad het om te doen. Skrimskakel onder druk Siakos. Swakkerige skop, maar dit kan uitwerk vir Kloofies. Net buite die kwartgebied. Vinnig die bal gewip hier in die hande van Siakos. Kloofies wat na die kwartgebied infiltreer van Diamantveld. Hulle het ook die voordeel. Vaskop Reinhard Dievenage. Skutte. Dubbele oorslaan aangee. Is ruimte vir Gustaf Mini. By die doellyn kan hy omplan. Die skeieregter is op die toneel. Hy sê die bal is gedruk deur Gustaf Mini. En is die tweede 3 vir Waterkloof. Goeie wyte gehou deur die einste Gustaf Mini. Gelyk of hy homself terughardloop in moeilikheid in. Die hoekie was oop geweest, maar hy het die krag en die vaart. Bewusheid van waar die doellyn is. Skutte wat hom baie goed tref hom suiwer in die vlaggies wat opskiet. 14-0 vir Waterkloof. Kan Liam Skutte nou vir beligting hier bring. Ek weet nie of Kloofies langer hier gaan speel nie, maar dis Marcel Tsiakos met daai harkskop, die bal eers uithark en dan lig langs klits. Weer druk toegepas deur Jacques Jansen van Rensburg. Daardie ronde gewen deur Diamantveld en dan is dit weer Waterkloof wat die bal afneem. Diamantveld wat die bal verloor het. Die bres word geslaan deur die agste man Almero Gerritsen. Wegwits. Skeieregter sê dis agtertoe. Kloofies agterlyn langs Skutte. Steyn netjies omgeskil. Waterkloof. Dis die heel agter wat deur die gaping is Alexander Griesel. En sy voete ken die roete al die pad doellyn toe. En die derde 3 vir Waterkloof. Alexander Griesel op die buiteskouer. Kyk net hoe sny hy dan tussen 2 verdedigers deur. Is goeie hande gewees daar van die buitesenter Erasmus. En dan so raak rugby gespeel daar deur Keanu Metler. Die einste Alexander Griesel. Nog 5 punte vir Waterkloof aanteken. Intussen Liam Skutte wat die ekstra 2 punte byvoeg. Sien die speeloppervlak wat in 'n puiktoestand is, wel gedaan ook aan die terreindienste wat baie werk ingesit het. 5, Hier op Office. lief. Meen dalk die speeloppervlak wat so 'n bietjie mag glad wees onder die stewels, so daai ankerwerk van die knoppe onder die stewels wat soms kan lol. Maar soos wat die sonnetjie bak deur die dag, die veld wat netjies droog sal word. Skoppie vorentoe, daar's niemand aan die agterkant nie. Nou is dit Mikael Miller wat bykom, maar Waterkloof diep ingooi deur Kloofies, goed bemeester deur Hugo Derksen. Byna wat daardie beweging skibreek lê, maar is die Fories op pad doellyn toe en hulle is oor die doellyn, die skeieregter is daar en hy sê hy het gesien dat Stian Teron die 4de 3 druk aan die kant van Waterkloof. Liam Skutte met sy 4de poging, hy draai sommer dadelik om, hy is tevrede, die vlagmanne is tevrede en ja, die koel wat op pad kerk is toe. Weer eens
Daai dryf maar beweging. Hier Kloofies wat druk toepas op Diamantveld in die lyn staan. Skeieregter sê is agtertoe, 'n gaping wat oopgaan vir die agste man, Anko Klopper. Netjies 'n lyn wat gehardloop word deur Brits en hy's op pad doellyn toe. Hy gaan moeilik gekeer word. Op sy hakke is 'n Griesel, maar hy het genoeg spoed en dit is die buitesenter Clinton Brits wat gaan afrond. En dis die eerste punte vir Diamantveld. Met die oog vir die gaping. Kyk net hoe sit hy vir Brits daar weg. Fop aangee na agter. Goeie lyn gehardloop deur die buitesenter. Hy het die vaart gehad om by die doellyn uit te kom. Van Heerden vanaf die kantlyn. Buikskop deur JG van Heerden om dit 7 te maak vir Diamantveld. En die bal omgekeer word. Carry back. Skutte wat buitekant sy kwartgebied is. Veld op. Tyler Kamfer, hy sal sekerlik met die bal hardloop. Daar is 'n bietjie spasie net agter die verdedigers en hy voer die skoppie met sukses uit en is Kamfer wat hom weer byna in die hande kry. Op die bal geduik deur Philip Mans en nou is dit die teenaanval en is dit die hande van Jacques Jansen van Rensburg en net hy genoeg spoed. Dit is Kamfer wat hom agterna sit. Hy doen baie goed. Dit is Jansen van Rensburg. Hy's by die doellyn. En wat sê die skeieregter? Hy's tevrede. Die assistent skeieregter was eerste daar om te sê om ook nou nie kwaadlik neem vir daardie doelskop nie. Ons sien weer daar is die heel agter die Tyler Kamfer die omkeer besit en Jansen van Rensburg wat deur is vir sy tweede drie. Hy het nog werk gehad om te doen. Jy kan hom ook nie kwaadlik neem dat hy die bal nie vinniger verskuif het na die buitearm toe nie. Hy het steeds die voordeel. Dit is nou Diamantveld vir die aanslaan. En dan begin Diamantveld riskante rugby toepas hier en in die hande gekry deur Gustaf Mini. Kan dit vir Diamantveld uitwerk. Dit is ook Diamantveld wat nou nie meer die voordeel het van die aanslaan nie. Hier agter Alexander Griesel na die oorkant toe. Marius Venter, maar hy het nie genoeg ruimte aan die oorkant nie. Lyn staan aan Diamantveld en deur Diamantveld hier in die tweede helfte kan ons sien dat Kloofies 'n bietjie insinking het in die tempo. Klipharde duikslag. Ek weet of die tydsberekening dalk so 'n bietjie uit was aan die kant van Diamantveld nie. Penalty try. En dan ook 'n strafdrie onder die pale. Maar dit is daar die voordeel wat gespeel is aan Diamantveld van 'n geteken speel deur Keanu Metler na die oorkant toe en die hantering wat weer eens hulle in steek laat. Maar dit is die regterveld Gustaf Mini met 'n oop doellyn voor hom. Dit is hy en Mikael Miller teen mekaar is die loskakel liewer in die aangee na die binnekant toe word onderskep dit deur Diamantveld. En hier kom hulle met hulle teenaanval. En Diamantveld wat besluit om gespeel liewer diep binne aan die gebied van Waterkloof. Die bal wat gaan rol en Griesel wat hom kry vlak voor sy pale. Hy begin met 'n teenaanval. Jy kan seker wees dat Griesel deur die gaping sal probeer kom wat hy ook baie goed reg kry in die hande van liewer Erasmus. Erasmus stop sy speler. Dis met die Erasmus en die doellyn. Erasmus wat gaan hardloop en hy druk hom in die hoekie. Alexander Griesel, ons speler van die wedstryd wat gaan druk het en Stian Tron. Aan die kant van Diamantveld is die 3 gedruk deur Keanu Metler en dit is ook die bal wat uitgeskop is en is Waterkloof. Die Noorde wat hier C4 is die derde oorwinning, 3 uit 3 vir die span van die Noorde of spanne van die Noorde en die telling dan 'n 45 vir Waterkloof. 7-3 agter hulle naam, een aan die kant van Diamantveld.